Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is regtig lekker om julle hier te kan verwelkom. Kan julle glo, dit is die 7de Februarie en dit is ons eerste erediens in die kerkgebou vir hierdie jaar. Ek is nou maar 'n sakker vir die kerkgebou en die effek wat dit op my het om hier waar ek hier anders stil as die veld of by die see. En dit is vir my spiritualiteit nodig om so nou net iemand te kom en hier te kom wees en die oomblik te kan waardeer en te geniet. Ek hoop regtig vir julle dat julle iets soortgelyks sal beleef, die kerkgebou en die oortuiging dat julle hier teenwoordig is, dat dit tot julle gees sal spreek. Maar my diepste begeerte is dat die Here deur sy woord met ons sal spreek. Baie welkom as julle om julle hier te hê om in die kerkgebou erediens te kan hou. Ons maak 'n opname vanoggend, ons gaan dit op ons YouTube kanaal plaas en dan is op WhatsApp kanaal. As julle voel die boodskap vir julle iets beteken, julle wil dan iemand deur is julle welkom om dit dan van die WhatsApp groep af of van die YouTube kanaal af te deel. Ek wil ook uitnooi as dit van julle is van die boodskappe kry en ons probeer om dit van almal te stuur, maar ons weet, dit gebeur soms dat die boodskap nie by almal uitkom nie. Wil net vir my kontak of die kerkkantoor kontak, dat ons seker maak dat ons adreslys is en dat ons vir julle die boodskap kan stuur. Voor ek begin vanoggend net 'n paar sake vir voorbereiding. Die eerste is ons dagbestuurvergadering. Dit is eerskomende Woensdag, die 10de Februarie om 6:00 die aand. Belangrike besluite, die gemeente se missionêre moet aan die gang kom en ek wil regtig julle voorbereiding vra vir daardie bijeenkoms. Ons eerste wijksbijeenkoms in ander 'n jaar. Dit is by Agtersenioberg, ek is so opgewonde daarop. Ons eerste wijksbijeenkoms is Dinsdag en ons sien ook uit daarna om ons wijksbijeenkoms aan die gang te kry. Dan soos julle daarop mag weet of jy weet ons het hierdie afgelope vakansie, Kersseisoen van ons kosbare lidmate verloor en ek wil julle voorbereiding vra spesifiek vir die twee familie, want twee is oorlede en sy begrafnis was ook in die afgelope tyd om Charlie Kersel is oorlede, dan is Charles Plooi oorlede en ook dan is Susan die Klerk. Hulle begrafnis was allemaal hier in ons communiteit gehou en ek wil julle voorbereiding vra vir hulle as dan wil ek ook julle voorbereiding vra vir twee van ons lidmate in die wat op hierdie stadium ook met kanker worstel of beklei. Eerst een is Hendrik van die kerk, Anso Erasmus en dan ook Kobus de Klerk. Dit gaan goed met hulle, hulle is moedig, hulle is strijd, hulle reageer goed op hulle behandeling, ons wil echt vra dat julle vir hulle sal voorbereid doen. Kom ons sluit die oor en dan begin ons, ek wil sommer in Genesis begin. Genesis 1, een van my gunsteling tekste in die Bybel, wat net weer eens getuig van hoe God se gees, 'n gees is wat die lewe bring. Ek lees in Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diepwaters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En toe het God gesê, laat daar lig wees. Hierdie lig was die begin van alle lewe. Vriende, ek groet julle in die naam van die enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy wat lewe spreek. Dit is my gebed dat ons ook hierdie oggend sal ervaar dat hy in elkeen van ons lewens lewe en lig spreek. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Amen. Ek wil hê dat ons loflied sing, 'n lied wat sê grote God aan U die eer, heerlik is dit waar U regeer. Dis wat gebeur waar God regeer, wat ons so pas gelees het in Genesis 1. Daar kom lig, daar kom lewe, daar kom verlossing. Ons gaan met 190 grote God aan U die eer as ons loflied sing. Die tweede vers, oor alles God beloof, open oor van geloof. Hy is die ding wat gebeur is. In die donker oortye is hy die een wat in die Here is. Kom ons loof na die
die toneelskep, soos die Engels sal sê, die scene set, waar binne volgens gebeure plaasvind. En ek wil dit doen deur vir julle 'n versie uit Eksodus 20 te lees, is 'n paar hoofstukke aan. Maar dit sê wie God is en wat hy doen. En daar staan hier, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slaverny bevry het. Dis wie God is. Hy is 'n God wat sy kinders bevry uit slaverny. Dan kom die hele wet in Eksodus 20, wat deur baie mense ervaar en beleef word as iets wat jou bind, maar eintlik die God ons help om met vryheid te leef. So dit is die konteks waarbinne ek die gebeure wat in Eksodus aktueel wil stel. Dit is die tema wat ek op die tafel gesit en dit is die eienskap van God waarop ek julle volgende wil herinner. Hy is die verlosser, die een wat bevry. Ek gaan lees vanaf vers 8 in Eksodus 17, die oorlog teen Amalek. Toe die Amalekiete by Rephidim teen Israel geveg het Moses vir Josua gesê, kies vir ons manskap en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan en die ken wat God my gegee het in my hand. Josua het dit gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy het teen die Amalekiete geveg. Moses, Aaron en Hur het tot op die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hand opgehou het, was Israel die sterkste. Wanneer sy hand gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hy het toe 'n klip gevat en het agter hom neergesit sodat hy daar kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af gesteun sodat sy arms reg kon bly het tot sononder. Josua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Daarna het die Here vir Moses gesê, skryf hierdie woorde op in die boek as blywende herinnering en lees dit vir Josua voor. Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af vertel. Moses het 'n altaar gebou en het genoem, die Here gee die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here vir die oorlog teen Amalek, geslag tot geslag. Ek gaan net tot sover lees. Voor ek ons in detail na die teks gaan kyk, het 'n paar inleidende opmerkings. Ek het die afgelope paar sonde uit Eksodus gepreek en Eksodus vertel die verhaal van God wat die volk uitneem. Eksodus, exit, die uittog, die bevryding, die verlossing uit Egipte, die land van slaverny. En die hele idee van die Eksodus verhaal plaas die boodskap op die tafel dat God die verlosser is, dat God die een is wat sy volk uit slaverny bevry. Dit is 'n metafoor wat ons ook vir ons dag en tyd kan gebruik. Die Here kom en hy bevry ons van ons sonde. Deur Jesus Christus, elke dag is hy die een wat ons uit ons gevangenskap kan bevry. Of dit 'n siekte is, of 'n depressie is, of 'n COVID is, of wat dit ook al is. Die hoofse boodskap is God sien ons in ons onderdra en dan gryp hy op 'n natuurlike manier in en hy lei sy volk uit hierdie gevangenskap uit. Deur die omstandigheid van beproewing en swaarkry uiteindelik na die beloofde land toe. So dis die hoofse tema. En in die hoofstukke wat ons tot dusver gelees het ons gesien hoe dat God eers as 'n verlosser voorsien. Hy voorsien vir Moses. Moses word op 'n unieke manier gebore, natuurlike manier word hy beskerm, die dogter van Farao sien hom daar en word in die Farao huis groot. En hy leer alles wat daar te leer is oor oorlogskuns, regeringskap, vegkuns, wysheid, alles wat dit beteken om 'n koning en 'n leier te wees, leer hy daar. Dan moet hy beskeef, dan gaan hy woestyn toe. Dan leer hy alles wat nodig is om in 'n woestyn te oorleef. En dan bring God hom terug, hierdie leier wat God self voorberei, hierdie verlosser wat God self toegerus het om sy volk uit Egipte uit te lei. Maar dit is nie Moses se vaardigheid nie. Ja, maar God het vir Moses opgelei, ons moet God se hand in presies. Maar ons moet God se bonatuurlike ingryping sien. En dis die tweede groot ding wat gebeur. Die mense in Rome, God speel eintlik die oorkoepelende hoofstuk. Hy is die een wat die 10 plaae stuur en op 'n bonatuurlike manier ingryp in Israel verlossing.
weermag van die gevaar kom aan, dan is het God wat die oorwinning gee. Dis nie Israeliet wat die swaard getrek nie, dis God wat die siel van hulle laat inkeer. Dan is hulle eventueel bevry, verlos. En dis wat ons so 2 keer terug gelet, toe hulle in die woestyn, 2,5 maande. En dan weer ek dink dat ons begin bepraat. Hoeveel vee kan jy nou saamtrek in die woestyn, en hoeveel kos kan jy nou saamtrek, en jy kan ook nie plant in die woestyn, en mens het gesê, as ons is in die moeilikheid, dan is geen manier wat vir self kan sorg, en dan kom God, en dan sorg hy op 2 maniere vir hulle. Hy sorg vir die kwartels, en natuurlijke manier, en deur manna. Wat is dit nie? Niemand weet wat is, niemand het nog ooit gesien, die brood uit die hemel uit, maar God sorg vir sy op 'n natuurlike en 'n bo-natuurlike manier. En wat vir my ongelooflik getref het, was hoe hy dit gedoen het, want hy het vir Israel voorsien in hulle daaglikse brood. Hy het vir hulle gesê, luister, as iets vir julle die maand se voorraad, as jy 'n kospakkie, julle moet nou 'n maand uitkom met hierdie kos. Nee, hy het elke dag, die moeite gedoen om vir elke dag kwartels en manna te gee. Dis amper soos 'n mamma, wat elke dag 'n kosblik pak vir haar kinders. Vandag het hy 'n sjokoladetjie in, môre het hy 'n appel in, dan het hy perske in. Elke dag is hy anders te doen. Ek gebruik 'n bietjie, lees 'n bietjie in die teks in, maar die beginsel hier is, God voorsien vandag vir jou wat jy vandag nodig het. Jy kan ook nie opgaan van môre nie, want dan gee jy wat jy vandag nodig het. Dit spreek van intimiteit, dit spreek van moeite, dit spreek van 'n God wat bewus is van wat jy vandag nodig het, en hy gee vir jou dit wat jy nodig het om vandag te oorleef. En vandag verskil te maak. En dit was my in 'n verstom, hoe dat hy elke dag voorsien. Dis harde werk. Dis min moeite om sommer net om kos in huis te skool, dan as jy sien hoe opbouw. Maar dit spreek iets van 'n God wat bewus is van wat jy vandag nodig het. En daarom voorsien hy in die daaglikse brood. So ons het 'n bietjie daaroor gesels. Verlede week het ons gesien, maar wat dan gebeur as jy vir 40 jaar gewoon raak aan die Here se voorsienigheid en elke dag vir jou kwartels en manna gee, dan raak kwartels en manna nie meer so spesiaal. Dis nie meer so maak nie. Want ons het 'n generasie wat in die woestyn groot geword het met kwartels en manna. Dis hoe dit is. As jy opstaan, as jy manna, en maak om die kwartels aangewaai. Dis logies. En die gevaar as mens moet vergeet is die Here doen. So, wat belangrik is dat die Here vir Moses 'n geloofsgebruik gee. Hy sê, luister, ons moet onthou, moenie vergeet dat ek die bo-natuurlike en natuurlike voorsiener is. Ek gee vir julle daagliks kos. Die ander ding is, die kwartels en manna het aangehou tot hulle in die beloofde land gekom het. Toe was daar genoeg, dit was 'n land wat oorvloei van melk en honing. Ek geloof die kwartels en manna opgetel het, hulle druiwe en honing en die nou optel. Daar was net so baie om te tel. Maar die gevaar is dat hulle vergeet dat dit God is wat hulle uit slavernij uitgebring het. Deur die woestyn in die beloofde land. En as dit nie van God was nie, was hulle in die land van melk en honing. En dis die gevaar, en daarom is daar geloofsgebruike. En interessant, die 2 liter manna wat hulle moes bewaar in die verbondsark, was 'n 10e. En dit was so dat hulle ons gebruik vir die gee van 'n 10e. Nou, op die einde van die dag was die bedoeling nie om julle skuldig te laat van dienes te gee, maar net om te laat besef hoe ongelooflik bevoorreg ons is. Dat dit wat ons vanselfsprekend sien, die blommetjie, die feit dat die aarde sekere afstand van die son af is, dat die lewe moontlik is, die spoed wat in die aarde draai, die hoek wat in die aarde is, dit is so, dit is so vanselfsprekend, so amazing. Want dankzij God se voorsienigheid is lewe moontlik. En iewers moet ons geloofsgebruike in plek stel, ons kan herinner, ons is wat ons is, en ons het wat ons het, dankzij ons ingryp. Tot dusver was dit net God. God wat 'n klomp goed is, wat hy het bevry, en hier in die hoofstuk 17, kom ons by 'n punt waar die mens 'n kardinale rol begin speel. Dis nou nie meer net God wat ons doen, dit is die mens. Dis die mens wat moet ingryp. Die eerste ding wat ek wil uitwys in die verhaal is dat wanneer God jou op reis neem, is daar altyd een of ander vorm van weerstand. Altyd een of ander vyand, een of ander kritikus, een of ander uitdaging, een of ander ding wat in jou pad moet staan en die lewe nie net lang sy maak. As ons dink, as ons kinders van God is, dat dit altyd goed sal gaan en dat geen weerstand sal wees,
geen gevegte sal wees, geen vyand sal wees nie. En vertaal die Exodus verhaal vir ons, ouens is nie net prinse nie. Daar is weerstand, daar is aktiewe konflik, daar is 'n stryd wat gestryd word. En hierdie stryd, in hierdie spesifieke situasie, word deur die mens gestryd. Onthou nie verlede het God gestryd nie, hy het op bonatuurlike manier ingegryp. Maar wie is die aangehoor die swaar kry? Die Israeliete. Hulle beklei die Amalekite. So daar was 'n stryd, daar was 'n geveg, dit is deel van die universum. Nou moet ons besef, en dit was ook vir my, dit is so vooruit liggend, maar ek weet jy, dit kan net ook nie vertref. Hierdie stryd word op twee vlakke gestryd. Op die grond, deur Josua, wanneer hy sy swaard trek, en fisies die Amalekite die stryd aan sê, en in die lig. Nou nie in die lig daar boor nie, maar in die lig daar op 'n koppie, waar Moses en Aaron en Hurre is, waar hulle besig is om hulle hande uit te steek oor die Israeliete. En wat vir my opvallend is dat die mees deurslaggewende plek, front, waar die stryd gestryd word, is nie op die grond die man lig. Maar die oomblik as Moses sy hande sak, dan weet hy die oomblik as sy hande op is, dan weet die Israeliete, want die Israeliete die sterkste. Het laat my nogal dink in Efesiërs 6, waar Paulus aan die woord is, want sê hy, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die voorwaarden aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. En dan kom hy gedeeltelik oor die wapenrusting, en dan is dit interessant, hy sê, neem die toevlug tot God, trek die wapenrusting aan, en dan eindig hy in Efesiërs 6, jy kan gaan lees in vers 10 tot 18, sê hy, doen dit alles bidend. En smeek God by elke geleentheid. Wees waaksaam en bid geduldig. Vir wie? Van al die gelowiges. Die grootste effek op die grond kom wanneer die stryd in die lig gevoer word. Grootste effek op die grond kom wanneer die stryd in die lig gevoer word. As ons die stryd op die verkeerde plek voer, gaan ons nog weer resultate hê. En van nature is ek iemand wat die swaar trek. Ek wil inspring was. Ek wil beklei, ek wil my mou oprol, en ek wil die vyand in die oog kyk, ek wil hulle gryp, ek wil hulle ruk en ek wil hulle die stryd aangee. Maar dit is wat ons die grootste fout maak as kerk. Oorwinning kom eers op 'n geestelike vlak. Oorwinning kom eers in die lig, dan op die grond. Die oomblik wat jy verslag in jou gebed, die oomblik as jy verslag in jou geestelike stryd, die oomblik as jy opbid, dan begin jy grond verloor. En daarom is die opdrag in die gedeelte, dit gedurig. Vra God by elke geleentheid, smeek hom by elke geleentheid. Mense moet baie keer so vaderloos, betekenisloos is net dit en niks doen. Maar het lyk vir my, dit is seker die belangrikste wat ons moet doen. En ons het nou 'n week van gebed gehad. En ek het vir julle bely, ek het nie baie gebid nie. Al was dit nie van gebed, al het ek die goedjies vir julle deurgestuur. Want ek sal dit iets doen. Ek sal my preek voorberei, en ek sal mense praat, en ek sal van die Here vertel. Maar dit lyk vir my, as ek op die swaar trek en die vyand op 'n praktiese manier die stryd aan sê, is jy nie opgewasse teen die magte daar buite. Daar is so net interessante opmerking, wat ek nooit gebed het. Amalek, as jy nou gaan kyk in die kommentare, was die versamelnaam vir 'n spesifieke nasie, was die afstamming van Esau, maar eintlik in die Joodse geskiedenis is Amalek vergelyk met die ateïste, die ons wat nie in God glo nie, die ou wat nie in God vra nie, die bose. En die stryd teen Amalek was eintlik ook simbolies bedoel, te sê hierdie stryd, waar gelowiges deur God bevry is uit die land van Egipte, deur die woestyn vry moet gaan, maar altyd bose wees wat jou op 'n aktiewe manier gaan konfronteer, en jy
Ek het nou van die mythologie, dan praat hulle van shapeshifters, die alle mense wat hulle diere kan verander. En daar is 'n legende dat die Amalekiete shapeshifters was. Towenaars, magiese ouens wat van vorm kon verander en die vorm van 'n dier kon aanneem. En daarom is party stede met die banvloed getref. Wat is die banvloed? Vrou, kinders, diere, almal voor die voet uitgevis. Diere. Want hulle het geglo hierdie ouens in shape verander. Of dit nou mythologie is, wat interessant is, seker van ons ouens wat lief is met die mythologie, die punt is echt, en dit moet ons besef, die Here kom sê in die verhaal, daar is weerstand van die bose in die lewe van gelowiges. Daar is aktiewe konflik, die swaard getrek moet word. Maar hierdie stryd is nie 'n stryd van die swaard nie, dit is 'n stryd van die ene. Dit is 'n stryd van die uitgestrekte arms. Dit is 'n stryd wat aan die lig gevoer moet word, voordat op die grond oorwin kan word, toegeëien kan word. En in hierdie stryd is dit vir my opvallend, dat die stryd op die grond en in die lig nie deur God gevoer word, omdat die mense gevoer word. Dis Josua wat die swaard trek. Dis Moses wie se arms in die lig is. Die mens speel 'n kardinale rol in die stryd teen die boosheid. Ons kan nie hierdie rol ontstry nie. Hierdie verhaal beklemtoon die ongelooflike belangrikheid van gebed en die feit dat ons moet aanhou bid, dat ons nie moet ophou bid nie. En die noodwendige vraag van die teks aan ons vra is, hoe voorbei die stryd? Is hy 'n doener, spring nie in en die doener klop goed is? En onthou ons almal is die evangeliste, ons almal is nie noodwendig woordverkondigers nie, maar party van ons is diensknegte. Ons dien die Here met ons dade. Ander is leer mense, ons die vermoë om mense te leer en te onderrig. En so is daar verskillende gawes, jy kan in Korintiërs gaan lees met die verskillende gawes. Ons is nie almal noodwendig mense wat ander van die Here vertel, maar deur ons dade, ons diensbaarheid, lei ons mense na die Here toe, maak ons mense bewus van die Here. Maar die ongelooflike belangrike komponent wat by elke soldaat teenwoordig moet wees, is die gebedstryd. Want dit gee ons uiteindelik die grond om oorwinning. Verandering, oorwinning, groei, kom nie deur gebed. Ek wil so graag 'n wonderlike missie doen. Ek het al so baie mense gevra en gepleit en gesoek en dan kom niks van nie. Ook nie net om niks nie. Ek dink ons het nie sleg gedoen nie. Ons probeer, ons kom wat hier is, oefen, en instrumente en allerlei dinge, maar ek wonder of dit miskien belangrik is dat ons as gemeente moet gebid vir 'n wonderlike musiekbediening, of ons nie miskien daar groter vordering sal hê in terme van ons musiekbediening. Ek het so gedoen omdat ons as gemeente 'n warm, hartlike gemeente is, en ons het koffie buite en ons groep mense by die deure, en op 'n manier mis mense ons gasvryheid, ons familie droom wat ons probeer koester. Ons probeer hard, ons trek ons in die swaar deur vriendelik te probeer wees. Jy hoor wat ek probeer sê net. Die swaar trek is nie altyd 'n fisiese gewerk deur vriendelikheid en gasvryheid ons mense intrek. Maar ek wil net lekker aan die kom. Miskien het ons stappe gebid. Die kategees, ons het 'n wonderlike kindertyd wat ek vreeslik mis. Maar dit kan nog beter. Dink ek as ons die Here gebed vra. En soos daar baie dinge ons kan aanpak, maar dit moet nie deur gebed glo ek. Gebed is belangriker as strategie. Gebed is belangriker as planne. Gebed is belangriker as 'n swaard. Want dit is God wat die oorwinning gee. Dit is God wat die oorwinning gee. Laaste gedagte. As ek dan hier so iets verhaal kyk, lyk dit vir my asof niemand op die troon grond kan staan nie. Of jy is 'n gevangene in Egipte, die land van slawerny, en jy is 'n slaaf van hierdie meester en mag wat oor jou is, oor die sonde, noem dit jou swak selfbeeld, noem dit jou depressie, noem dit whatever. Daar kan 'n klomp doen, as jy is 'n gevangene, jy is 'n gevangene met jou issues, jou onvergewensgesindheid,
verder iemand uit die naam om wat ook al gebeur, is het gevangen. En jy sukkel om afleiding, want dis asof nie die Here se woord wat jy kan ingryp of al ervaar om jou te help om vry te kom. Jy is of daar, of jy is op reis. Maar jy kan nie nergens wees nie. Wie op reis is, ervaar konflik. Wie op reis is, moet jy die weerstand ontseen. En die enigste manier om ons die reis te woestyn oorleef, is dat ons toevlug tot die Here neem, ons krag in hom vind. Die beloofde land lê vir ons vandag. Dit is God se droom. Dit is waarna hy met ons op pad is. Maar ek sê net vir julle, op elke hoek en draadjie gaan daar mense van Amalek wees, die Amalekiete, die bose, wat ons moet probeer keer. En daarom moet ons bidden tot ons knieë bly en die Here vertrou. Nou lees ek die laaste verse. Skryf hierdie woorde op in 'n boek as 'n blywende herinnering en lees dit vir Josua. Miskien moet ek sê, skryf hierdie woorde op as 'n blywende herinnering en lees dit vir die gemeente van Kraak. Ek wil die bose, of ek lees wat hier staan, die Amalekiete, heeltemal van my aan vandag. Dis wat die Here wil. Moses het 'n altaar gebou en het gesê, die Here gee my die oorwinning. Verder het Moses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Die Here gee die oorwinning. Die Here gee die oorwinning. Ons vir die strijd, hy gee die oorwinning. Kom ons nader God om gebed en ek is nie hier om julle skuldig te laat voel. Ek dink net, hier is 'n ongelooflike geloofswaarheid wat ons lewe en ons gemeente kan verryk as ons dit toepas. Ons gaan begin groei, ons gaan begin grondwet, ons gaan 'n verskil gemaak as ons begin bid vir die verandering wat ons wil sien. Nie net in die gemeente nie, maar in die munisipaliteit, in die dorp, in die gemeenskap, in ons land. Ek dink ons onderskat die krag van gebed. Ja, ons spring in en ons baie van ons is deel van die gemeenskap voorop en asseblief hou aan daarmee. Maar kom ons bid ook. Ons party van ons is polities aktief, dit is reg, maar kom ons bid ook. Want die oorwinning kom deur gebed. En ek glo God is by magte om vir ons die oorwinning te gee. Die verhaal vertel dat Moses tot die almal toe sy arms ophou en dat die Amalekiete heeltemal verslaan is. Kom ons sluit ons aan in gebed uit die Here en vra dat ons oorwinning sal gee. Here, baie dankie dat U die God is wat ingryp, die God is wat kies om mense te gebruik. Op grondvlak, om die swaar te trek en die geveg te veg. En die bose in die oë te kyk. En fisies weerstand te bied teen die bose. Maar jy is ook iemand mense gebruik om in die lig op 'n hoër vlak die stryd teen die bose magte en kragte te voer. Hierdie oorwinning lê by U en in die lig en U wil ons gebruik. Here, dat die verandering wat ons wil sien in ons gemeente-identiteit, in ons musiekbediening, in ons prediking, in ons saamwees, in ons banke, kan net kom deur gebed. En my gebed is, Here, dat ons toevlug tot U sal neem. Dat ons sal volhard aan gebed. En dat ons voortdurend beide onderweg tot U sal roep vir uitkoms. In die Here Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied. En dit is vir my met 'n rede dat ek dit lied gekies het. Hy is die een wat ons deur die eeue heen behou. Hy het vir Israel uit Egipte uit bevry, uit
teen hom al beskerm. En hy sal ons vandag om te vry uit dit wat ons vashou, en hy sal ons teen die bose beskerm. Hy is die een wat ons deur die eeue heen moet. Daarom kan ons ongeloof vir sy redding staan en vas kan ons op hom vertrou. Kom ons loof en prys hom. Ons gaan lees 203 sing vers 1 en 3. Kom ons staan. Beskerm teen die bose, julle die oorwinning gee in die stryd daar buite teen